Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand hier te wees. Dankie dat ek weet dat jy 'n afspraak met elke persoon het wat vanaand hier is. En ek bid dat die saad wat vanaand gesaai word op goeie grond sal val. Ek praat in Jesus naam. Amen. God, het julle nou lekker asem gehaal? Haal net tog een keer so lekker diep asem. En uit. Ek het weer 'n stresvolle jaar gehad tot dusver. Dit het 'n stresvolle jaar gewees. Hulle het onlangs navorsingsstudie gedoen. Ek sien iemand anders steek baie hoog hulle hand op daar agter. Die voorste is net so so klein bietjie. Nou hulle het navorsing gedoen onlangs oor wat die beste manier is om van stres ontslae te raak. En dit is drumroll valskermspring. Nou ek hoor van hierdie vrou wat gaan valskermspring het om nou 'n bietjie van haar stres ontslae te raak en sy val so lekker, spring uit die vliegtuig uit en val so lekker vry. Vergeet van al die stres by die huis en by die werk en by oral waar daar stres is. En sy val so lekker vry dat sy vergeet om die tou te trek. En toe sy die tou baie hard trek, toe sit sy met die tou in die hand, die valskerm wat nog steeds toe is in die grond wat baie vinnig nader kom. En sy vol so weer begin stres, toe sien sy maar wag, hier's 'n man wat met 'n baie vinnige spoed van onder af opkom. En toe hy sy verby gaan, toe sê sy, "Skus tog meneer, maar weet jy enigiets van valskerms?" Toe skry hy terug, "Nee mevrou, maar weet jy enigiets van gastowe?" Jene. Nou, ek weet hier is nog 'n boerderygemeenskap, en as jy nou, ek het op 'n plaas groot geraak, en jy weet die plaas is daar nogal, daar's mos sekere tye, nou in die Vrystaat, in die Suid-Vrystaat boer, my ouers, my pa boer nog steeds met skape, en jy weet as dit mos by lamtyd kom, dan is daar mos baie lammertjies wat, ongelukkig ook hulle self bevind in 'n situasie waar die ma gooi hulle net weg. Het julle al handslammers gesien? Dis verskriklik, né? Nee? Eintlik is dit baie erg om daaraan te dink. Jy weet die ma gooi die babatjie weg en dan, maar hier is die interessante ding, wat gebeur is, die handslammers word mos nou eintlik groot met die boer se stem in hulle ore. Want die boer is heeltyd saam met hulle. Hier is die interessante ding is as jy daai skape weer terugsit in die groot trop. Wat gebeur as hulle groot geraak het en die boer kom nader? Dis gewoonlik die handslammers wat eers uitkom, is dit nie? En in ons lewens gebeur dit ook baie keer dat jy deur moeilike tye gaan en jy ervaar miskien ook verwerping, jy ervaar miskien ook slegte situasies en dit voel vir jou asof jy weggegooi is. Maar dis die tyd wat jy baie keer nader aan God getrek word en wat jy eintlik God se stem die beste leer ken, is dit nie? So wat ek vanaand oor wil praat is ons praat mos nou die hele as jy nou die reeks bygewoon het, dan het ons gepraat oor die feit dat God kan, hy kan wonderwerke doen, dit was die eerste sessie geweest, die tweede sessie is, God kan vir jou deurbrake gee, en vanaand wil ek praat oor die feit dat God jou vertroos. Nou, ons weet die Heilige Gees, is waaroor alles gaan, dit is hoekom ons hier is, want ons vier Pinkster, en Pinkster is gevier juist, omdat 10 dae nadat Jesus hemel toe opgevaar het hy die grootste geskenk gegee, en hy het gesê, voordat hy gaan, ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak, 'n trooster gee, om vir ewig by julle te wees, die Gees van die waarheid. So met ander woorde, die Heilige Gees is hier om ons te vertroos wanneer dit regtig swaar gaan en wanneer ons nie weet watter kant toe nie. Nou, kom ons praat gou 'n bietjie oor daai vertroosting vir 'n oomblik. Okay? Julle weet ons het baie keer rus nodig. In Matteus 11 vers 28 dan sê Jesus, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou daai rus gee. Baie keer het 'n mens rus nodig, is dit nie? In Psalm 147 vers 3 dan sê dit, hy genees die gebrokenes van hart en hy verbind ons wonde. En in 2, hierdie is vir my vreeslik mooi, luister gou hierna. 2 Korintiërs 1 vers 3 en 4. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Met ander woorde, die Heilige Gees is daar om ons te vertroos, maar om ons te kom moed gee. Het julle nodig om partykeer moed te hê om deur die dag te kom net? Dis die Heilige Gees se werk om ons daai moed te kom gee. Nou, so 'n paar jaar gelede het ek by 'n radiostasie begin werk, en een van die, dit was daar redelik in die begin rond, doen ek 'n onderhoud met 'n motiveringsspreker. En die motiveringsspreker sê vir my na die tyd, maar dis 'n baie spoggerige geleentheid gewees wat sy aanbied, die Saterdag, en sy sê vir my, sy sal vir my een kaartjie gee,
as iemand navraag doen oor hierdie geleentheid, dan moet ek die kaartjie weggee, anders dan kan ek dit nou bywoon. En ek is baie opgewonde die Vrydagmiddag, ek dink niemand nog navraag gedoen nie, ek gaan hierdie geleentheid lekker bywoon. Lekker gratis en verniet, ek het mos nou 'n kaartjie. En net so voordat ek huis toe gaan, kry ek 'n oproep van 'n vrou. Sy sê, "Jy weet daai onderhoud wat jy gedoen het?" Ek sê, "Nee," en ek wil amper sê, ja, net die inligting deurgee, maar ek besef toe nou ek moet die kaartjie nou maar vir die vrou gee. Ek sê, "Weet jy, wat is jou naam?" Want ek moet dit nou die naam deurgee. En sy sê toe na haar naam, kom ons noem haar Anita Lou, net vir vanaand se storie. En ek dink, ag, jene tog, okay, nou gaan Anita Lou lekker na die spoggerige geleentheid toe, maar dis nou maar alright. En die naweek gaan verby en die maandagooggend bel die vrou by die motiveringsspreker by die geleentheid was. Sy bel my, sy sê, "Meneer, ek moet jou net gou vir hierdie vertel." Sy sê, "Jy weet mos Anita Lou?" Ek dink, "Ja, ek weet presies wie is Anita Lou." Sy het mos die kaartjie gekry. Sy sê, "Jy sal nie glo wat gebeur het nie." Sy sê by die geleentheid die Saterdag, toe praat sy in 'n stadium oor partykeer bevind jy jouself in 'n moeilike situasie waar jy regtig net dink, "Hoe gaan ek hierdie persoon vergewe?" Sy sê, "Maar dan moet jy net dink by jouself, ek gaan vergewe net, doen dit net." Jy weet, en sy gaan toe nou so aan. En sy sê, daai Sondag aand kry sy 'n oproep van die Anita Lou. En die Anita sê, "Luister, so daai woorde wat jy gesê het, vergewe net, maak nie saak nie, doen dit nou, doen dit gou." Het die hele tyd so by my gebly en ek wil net gou vir jou sê, ek staan nou hierso buite die huis van my ma en my suster. Ek het vir 10 jaar lank geen verhouding met hulle gehad nie, as gevolg van iets wat gebeur het. En ek het vergewe, doen dit gou, doen dit nou. En ek staan nou hierso en ek gaan nou ingaan. Ek wil net vir jou sê baie dankie dat ek die geleentheid kon bygewoon het. En ek dink, okay, dis okay dat sy maar my kaartjie gevat het. So 'n paar weke later, woon ek so, eintlik 'n paar weke nie, seker 'n paar maande later, woon ek jy weet, een van daai vrouekampe, by vroue naweke, vroue retreats by, maar 'n klomp verskillende kerke, okay? So hoe dit werk is, jy kom daar aan, dan kry jy nou jou pakkie vir die dag, of jou pakkie vir die aand, en dan kry jy nou 'n nommer daarop. En in 'n stadium sê hulle vir jou, okay, al die nommer 1's kom nou daartoe, al die nommer 2's, al die nommer 3's, jy weet so. En dan gaan jy nou, dit is nou jou klein groepie. En ek onthou dit was 'n Vrydagmiddag en ek is nogal moeg, jy weet, dit was 'n lang week gewees. En nou kom ons in die groepie, nou sê die klein groepleier, nou moet julle almal 'n bietjie ietsie van julleself sê en julleself voorstel aan die mense rondom julle. En ek onthou ek het nog so teruggesit, my rug sit in die muur en ek dink, "Jog, ek is nou so moeg, maar kom ons luister maar gou almal se stories." En die volgende oomblik begin hierdie vrou te praat. Ek het regtig gedink ek gaan flou val. Sy sê, "Hallo, my naam is Anita Lou. Ek wil net gou vir julle vertel." Ja, dit was 'n groot oomblik, nê? Sy sê, "Ek het so 'n paar maande gelede 'n kaartjie gekry om hierdie geleentheid te gaan bywoon." En sy begin haar storie te vertel van hoe sy dit bygewoon het, hoe die vrou gesê het, "Vergewe gou, vergewe nou." Hoe sy die Sondag aand gegaan het na haar ouers toe, hoe sy gaan staan het buite die jy weet, huis en hoe sy ingegaan het en wat 'n groot oomblik dit was en wat 'n versoening plaasgevind het. En ek het baie gedink oor, jy weet, hoe God die dingetjies mooi bestuur het vir my om daai storie te kon hoor, sodat ek dit vanaand vir jou kan vertel. Maar wat ek ook besef het in daai storie is dat God regtig kom vertroos het. Hy is die skuiwer van, dis soos 'n skaakspel, ons elkeen se lewe, hy skuif goeders, sodat hy ons kan bring op 'n punt waar ons kan 'n lewe beleef en dit in oorvloed. Partykeer is daai lewe in oorvloed, dis 'n sleutel wat jy moet oopsluit. Met ander woorde, hy gee in jou hand, vergewe nou, vergewe gou, maar jy moet self besluit of gaan jy dit doen of nie. So met ander woorde, God kan genees, hy kan vertroos en hy wil vertroos, maar partykeer moet jy van jou kant af die sleutel optel wat hy vir jou gee en die deur oopsluit, nê. Nou, 'n paar maande gelede, 'n paar jaar gelede, en ek het met Shanta Heinz gepraat. Weet jy wie Shanta Heinz is? Shanta Heinz het Goeiemôre Suid-Afrika aangebied. Kan julle onthou? Goeiemôre Suid-Afrika. En sy's later toe nou getrou met iemand, sy bly daar in die Karoo en hulle is baie gelukkig getroud. Hulle toe nou 'n seentjie en toe nou weer 'n seentjie en toe die seentjie 18 maande oud is, toe verdrink die oudste ene in die plaasdam. En sy het na stadium 'n 4 maande ou babatjie ook. En sy sê dit is so moeilik om te rou want jy kan nie huil nie want dan huil die babatjie die hele tyd. En dit hierdie opgeboude emosies wat binne in jou is en op 'n dag stap sy uit op hierdie blou sonskyn dag in die Karoo en sy huil, sy sê Here, ek het nodig dat U vir my vandag 'n teken moet kom gee dat U nog van my weet. Want dit voel vir my asof U van my vergeet het. En sy dink, wat is die mees onwaarskynlike ding
wat sy nou op daai dag kan vra, en sy sê, Vader, ek vra vir 'n reënboog, vra dat jy vir my 'n reënboog sal gee. En die hele dag gaan verby, en sy kry niks. En daai aand is sy en haar man klaar in die kamer, hulle is nou gereed, hulle maak gereed om te gaan slaap, en in daai stadium het iemand by hulle gebly op die plaas in die huis, en die ou klop aan die deur en hy sê, hoorie, ek is so jammer, ek pla vir jou, ek was vandag op die dorp gewees, en daar was 'n vrou wat na my toe gestap het en gesê, sy wil net graag vir jou ietsie gee, en sy het so gekrap in haar handsak, en sy het toe nou hierdie kaartjie gegee. Ek het dit nou nie baie mooi sien op die skerm nie, maar dis 'n klein plaashuis met 'n groot reënboog agter. En sy sê in daai spesifieke oomblik het sy net by haarself besef dat God vertroos ons. Hy antwoord dalk nie op die manier hoe jy gedink het, gaan nou reënboog in die lug wees nie, maar hy antwoord. En hy kom wys vir jou in jou dal van doodskaduwee wanneer jy regtig swaar kry, wanneer dit baie moeilik is. Kom wys hy vir ons wie hy is. Want hoe doen hy dit? Hy begeer 'n verhouding met ons elkeen. Wanneer ons huil hy saam met ons. Wanneer ons opgewonde is, hy saam met ons opgewonde. Ek dink die groot ding is wat ons baie keer vergeet, is dat hy kan. Hy kan ons genees, hy kan ons herstel, hy kan wonderwerke doen. En kom ons kyk dit gou weer daar, hy gee vir ons rus, hy genees die gebrokenis van hart, en hy gee vir ons moed, wanneer ons moed nodig het, reg? Maar soms dan kyk ons na God en ons dink amper, hy is nou net die ene wat die trane afvee, nee? Ons bring die almagtige, soewereine, heilige God, en ons wil hom 'n mens maak. Ons wil kyk na hom soos wat ons na mense kyk. Nou, 'n tyd gelede het ek hierdie onderhoud gedoen met 'n man genaamd Johan Koornhof. Nou, die man het eintlik 2 keer baie naby by die dood gaan draai. Die eerste keer wat hy gaan draai by die dood, amper was, hy was in 'n fietsry, hy ry baie fiets, hierdie mountain biking, en hy het toe, daar's eintlik so 'n bietjie van 'n frats ongeluk, maar hy het ongelooflik seer gekry, het soos, jy weet, sy hele kop was so oopgesny gewees, hy het eintlik gedink hy gaan doodgaan. En hy het toe nou 'n tweede kans gekry, en die tweede keer is waar hy, sy lewe het, na die eerste keer het hy regtig nogals baie aanpassings in sy lewe gemaak om te verander, en jy weet, hy het regtig die Here begin soek, maar dis wat 'n mens mos nou is, dan is jy naby aan God, en dan is jy miskien nog 'n bietjie verder in daai soort van ding, en hy kry toe COVID in COVID tyd. En ek weet, party mense het lig COVID gehad, en party mense het in die hospitaal opgeland. Hy land toe in die hospitaal. En daar's die een spesifieke aand wat hy asemnood kry. Jy weet, hy kry nie lekker asem nie, en sy hart gaan staan. En dan kry hulle hom by, en sy hart gaan staan vir die tweede keer. Dan kry hulle hom by, en ons gaan die storie nou optel. Ek gaan vir julle nou 'n rukkie speel, ons die ligte nou lekker dim, baie dankie, en ons wonderlike klankspan daar agter. Rikkes en Dewald, julle is amazing. So ek wil julle moet gou hierna kyk. En ek wil hê, is 'n paar minute, so sit stil, haal lekker asem in, asem uit. Okay, kom maar. Gaan jy nou van daai kant af speel? My weer, en dis die derde keer dit gebeur, toe onthou ek die suster gryp my so by die arm, sy sê vir my, Johan, ons gaan nie laat dit vanaand gebeur nie, werk saam met my, asseblief werk saam met my, en toe ek op asemhaal in respiratoriese failure ingegaan, en toe is alles donker en verby. Maar wat gebeur, want dit is eintlik, dit is nou soos wanneer jy piep op die hardloopmasjien sien, waar jy ophou asem, jy was eintlik dood gewees, né? Ek het ophou asemhaal, ja. En, maar ek het nog nie die beep gehad, wat gebeur het is, ek het bloot nog om met my, wat noem jy dit, jou agter in jou breinstem, daai gedeelte, waar het nog gefunksioneer, hy was nog nie dood, hy so nog bietjie so 2 minute van verder in die asemhaal, dan was daar ek weg gewees, dan was alles verby. So ek het nog 'n hartklop gehad, 'n fyn hartklop, bloot net uit reflex uit. Uit jou liggaam wat nog in reflex is, voordat alles ophou. Dis al wat ek gehad het. So het hulle geveg op baie stadium om te probeer genoeg suurstof in my liggaam om te kry. Hulle het 60 liter suurstof per minuut in my longe ingepomp, net om genoeg deur te kry om my organe weet hulle te funksioneer. Op daai stadium. Maar ek sê wat gebeur het is, ek het op daai stadium toe ek sukkel om asem daai 3 kere, het ek 'n visioen tipe van ervaring gehad, waar die eerste keer wat ek net gevoel het, ek sien ek lê op die bed en ek begin sukkel om asem te haal, maar ek kyk op boontoe en ek sien 'n trok wat op my afgery kom, met 'n hoop sand op. En dan by die hoop sand op my, en maak my toe, en ek sukkel om uit te kom om asem te haal, en ek kom toe eventually uit, en hulle stabiliseer my, wat op die bed gebeur. Die tweede keer, toe dat weer daai trok gekom, met 'n groter hoop sand,
gestruggle, gebaklei om daar uit te kom, dit reg gekry. En die derde keer het daar weer teruggekom met 'n groot roopstand, die keer so groot dat ek kon nie daar uitkom nie. En dis toe ek op 'n asemhaal het en alles verby. En wat toe gebeur is, toe alles donker word, toe ewe skielik toe vind ek myself in 'n glasboks besig om net hier so uit te float in die lug in hierdie glasboks. En ek besef toe, ek is nou op pad uit, hemel toe, ek is dood. En interessant genoeg, net voor ek op 'n asemhaal het die derde keer stil op was, het ek na die tweede insident, waar ek gesukkel om asemhaal, het ek geweet ek gaan sterf. Jy het so oortuiging oor jou gekry, dit is ongelooflik, en ek wonder of ander mense wat sterf, nou nie 'n ongeluk of so iets, maar sterf wat op 'n sterfbed lê, dit ook het, maar jy het die absolute oortuiging, dat ek gaan sterf, en daar's niks wat ek kan doen om dit te keer nie. Ja, en toe is jy in Jesus se teenwoordigheid. Toe sê ek hier so uit, en op die glasboks, en ek besef wat besig moet gebeur, ek is nou besig om hier uit te gaan, 10 teen hemel toe volgens my nou, maar ek kan dit nie aanvaar nie, want ek het my vrou en my 2 seentjies by die huis, en dis mos nie die prentjie wat ek gesien het hoe om werk en uitwerk, en ek begin hierdie glasboks te slaan en skop om te breek, want ek wil teruggaan, ek kan nie dit aanvaar nie. En die volgende oomblik, in daai struggle, hoor ek net hierdie stem, wat vir my sê, wie dink jy is ek? En in my onderbewussyn weet ek al of dis Jesus, maar ek is nou besig hier, ek het nie tyd hiervoor, ek moet mos beheer vat hier en alles stik en maak en breek om uit te kom, terug te kom, want dis wat ons as mense doen, ons wil altyd beheer vat, nê? Sure. En die volgende oomblik, toe kom my stem weer, en as is 'n speaker wat harder gestel word, dit is soos wanneer 'n leeu brul, jy voel daai krag so in daai lug. Ja. En hy vra net weer vir my, wie dink jy is ek? En die keer daai krag met plat geslaan, ek lê daar op die grond, en ek sê net, ek weet U is Jesus, en hy sê vir my, nee, ek is nie. En ek dog te oeps. Hy sê vir my, ek is Jesus almagtig. En hy sê my, Johan, maar dit beteken vir jou en vir julle as mense niks meer nie. Hy sê vir my, al praat ek met jou, soos ek met Job gepraat, en sê vir hom, dat ek het die krag in my hande, om die son te laat opkom en afgaan. Ek het die krag om vir die branders te sê, waar hulle mag breek, en waar hulle mag verder gaan nie. Al sê ek dit vir jou, doen dit aan julle niks nie. Maar julle het so gewoond geraak aan my. Julle het so familiêr geword met my. Julle praat met my, en oor my, en van my, soos julle praat met julle vriende, en familie, en mense. Sure, nee. Ek is almagtig. En die volgende oomblik toe gaan sy teenwoordigheid net weg. En toe vind ek my, waar ons almal ons eendag gaan vind, voor die troon, waar ons account gaan gee vir ons lewe. Waar ek een visie na die volgende visie kry, van al die situasies in my lewe, al die kernsituasies in my lewe, waar ek my rug op Jesus gedraai het. Sure, nee. En in daai proses wat dit gebeur het ek hierdie ongelooflike sterk ervaring en wete oor my gekry, ek gaan nie hemel toe soos ek gedink het, ek gaan hel toe. En daai wete, ek kan nie vir mense beskryf hoe sterk die emosionele wêreld en die geestelike wêreld, die emosionele ervaring in die geestelike wêreld is nie. Dit is so powerful, dis oorweldigend. Ek kan nou verstaan hoekom Jesus gesterf het van 'n gebroke hart, van emosie, omdat hy glo sy Vader het hom verlaat. Ja. Dat daar's nie wonder daar nie, jy weet. Toe ek oortuiging oor my kry, ek gaan hel toe, jy weet. En dan daai wat hulle praat van daai geknars van tande, want al wat jy daar is, wanneer jy daar so staan, het jy dink jy wat hier op aarde gebeur het in die verlede nie, al waaraan jy bewus is ewigheid. Vir ewig en ewig is dit jou lot. En daar's niks wat jy dan kan doen nie. Niks. Ja. En toe daai beelde op en verbykom, toe Jesus teenwoordig terugkom, sê vir my, as it is written, if you deny me on earth, I'll deny you before my Father in heaven. Hy sê vir my, Johan, so jy weet, jy gaan hel toe. En ek sê vir my, Jesus, ek is net 'n mens, ek maak foute. Ja, nee. Is dit nie wat almal se comeback altyd so gereeld in so baie situasies nie? En Jesus sê toe vir my, en ek het eers later verstaan wat hy bedoel het hiermee, maar hy sê vir my, aan jou foute, jou sonde doen aan my niks nie. Hy verduidelik dit vir my, dit gaan nie daaroor, dit gaan oor jou hart. Dit gaan oor die absolute attitude van jou hart. Dat om hemel toe te gaan eendag, gaan oor om totaal en al te surrender aan hom. Om te lewe in totale surrender vir hom. Sy wil geskied, nie jou nie. Hy's in beheer, nie jy nie. Ja. Sy prentjie vir jou lewe, nie joune nie. En om dan van daai plek af met daai attitude van totale surrender te loop met 'n hart van obedience. Met ander woorde, alles,
elke oomblik van elke dag en my hele wese binne my Jesus wil net so gehoorsaam wees aan U. U wil geskied nie myne nie. Hy sê as jy so wandel, gaan jy hemel toe. Dis die narrow pad hemel toe. En toe sê hy vir my, as jy bereid is om so te wandel, sal ek vir jou terugstuur. Solangs wat jy gaan teruggaan en so leef en Christene gaan wakker maak en hulle oë oopmaak. Ek dink as mens daarna kyk, dan kyk 'n mens anders na hierdie skrifgedeeltes. Jy besef dat hy 'n soewereine, almagtige, heilige God is. En 'n mens kyk anders na mense eie lewe, want 'n mens streef daarna nie om in vrees te lewe nie, maar om in onsag vir hom te hê. Vrees, ek weet in die Bybel staan jy met vrees vir God, maar dit is nie soos vrees soos ek kan nie asemhaal nie. Dit is soos ek het so baie onsag vir U, Vader. Ek wil kniel voor U. Ek wil U naam groot maak. Want onthou, Jesus het gesê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. En ek sal vir jou rus gee. Ek genees jou gebroke hart en ek gee vir jou moed in elke situasie. Jy weet, in 'n stadium met ons by die radio waar ek werk, het ons so 'n projek gehad. Ons het dit projek Oase genoem. Ons gesê, jy weet, partykeer gaan jy deur 'n woestyntyd en al wat jy nodig het is 'n oase. Want ons kan nie noodwendig vir jou uit jou woestyn uitvat nie, maar ons kan ten minste vir jou net so 'n bietjie moed inpraat en so 'n bietjie moed gee. So wat ons gedoen het, ons het dan vir ons luisteraars gevra, as jy weet van iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan, finansiëel en regtig nog ons 'n bietjie moed en hulp nodig het, laat weet vir ons. En dan kyk ons daardeur en dan gaan verras ons die mense met 'n trolley kruideniersware. En daai spesifieke ronde wat ons het gedoen het, kry ons 'n boodskap in. Van iemand wat vertel van 'n enkel pa wat 2 kinders het. Die ma het uitgestap op hulle en die pa en die kinders bly in 'n een slaapkamer woonstel en hulle slaap op die grond. Hulle het hierdie komberse wat hulle so dubbelvou want daar's nie matrasse of niks nie. En dit het ons so geraak en ons kry toe borge wat toe aan boord kom en vir ons matrasse en beddens en jy weet al die goeders gee. En die dag voordat ons vertrek om nou vir die mense te gaan verras by die huis met die kruideniersware en al die goeders. Kom daar, dit was rondom Kerstyd gewees. So daar kom toe iemand by ons aan en sê, luister, ons het vir Kersfees het ons nou hierdie projek gehad waar ons Kersgeskenke vir kinders bymekaar gemaak het en hier is nog Kersgeskenke oor en sy bring toe ek onthou want dit was 'n seentjie en 'n dogtertjie wat by die spesifieke huis was en sy gee toe nou die toegedraaide geskenke. So ons weet nie eers wat binne-in is nie. Ons weet nie dis toegedraaide geskenke. Jy kan sien hierdie is nou pink en hierdie is nou blou. Okay. En ons sê toe ook, ek weet dit is nou eintlik lekker wees. Ons vat sommer van hierdie geskenke saam en dan gaan gee ons dit mos nou vir die mense. En toe ons daar aankom, uiteraard was die mense ongelooflik bly geweest. Hulle het verskriklik gehuil. En ons gee toe die Kersgeskenke vir die kinders. En toe die dogtertjie haar Kersgeskenk oopmaak. Dis so pop. Toe gaan sy so, julle. Toe gaan sy so te sê sy, dis die pop, dis die pop. En ons is soos, ja, ons kan sien dis 'n pop. Maar by die storie is toe nou, is vir weke voor dit, het hulle by die ouma, as hulle by die ouma gaan TV kyk het, dan was daar mos hierdie advertensies, hierdie Toys R Us, jy weet mos daai tipe advertensies. En dan was hierdie spesifieke pop op die TV gewees. En dan het sy gesê, dis die pop wat ek wil hê vir Kersfees. En dan die ouma nou gesê en die pa, om dan net, ons gaan nie noodwendig Kersgeskenke hê nie. En sy sê, maar ek gaan nie om nie, ek gaan vir God vra of om hierdie pop te gee. En toe ons die dag daar wegry, toe dink ek by myself, weet jy, God is so groot en almagtig. Dat hy gee nie net om vir die groot goed nie. Hy gee om vir die klein dogtertjie. Wat 'n spesifieke pop wil hê. En jy weet, die ding is ook partykeer, dan weet ons nie eens waar God besig is om te werk nie. Jy weet hierdie boek wat nog oor is, hierdie God kan wanneer ons bid. Dit gaan spesifiek oor hoe ons bid vir ons kinders en ons kleinkinders, ons agterkleinkinders. Ek het nou by 'n plek opgetree, toe staan die vrou op, sy's 88, want sy het gesê ek is 'n 88-jarige ouma grootjie, ek wil net vir almal gou sê, dis ek is reg, dis vra sy kan sy gou iets sê vir die gehoor, toe sê ek nee, dis reg. Sy wil net gou sê, sy en haar man bid nou al vir hulle agterkleinkinders se huweliksmaat. Dis ek weet, ons gaan nie op die troudag daar wees nie, ons gaan seker nie hemel wees al. Sê maar ek wil net vir jou sê, ek glo 100% dat God hoor en hy verhoor ook gebede. En as 'n mens kyk na mense se lewens en jy beleef hoe hulle deurbrake kry, dan dink ek baie keer, jy weet, God eer die gebede van ma's en pa's, oumas en oupas. So,
hierdie boek is regtig net eintlik 'n bemoediging as jy in so 'n situasie is waar jy miskien 'n nageslag het. Om te weet dat as jy vandag bid, dit gaan nie, dis nie soos, okay, ons hoop nou maar vir die beste nie. It echoes into eternity. Want God hoor en hy verhoor op tye wat ons dit miskien dalk nie eens kan weet nie. Nou, is 'n storie wat ek aangedink het toe ek nou voorberei. Ek het mos vir julle van ouma Annie vertel, vir die mense wat dit nou al reeds gesien het. Maar daar's 'n ander storie wat ons ook beleef het met die Matriekafskeid projek. Nou, vir die mense wat nou vir die eerste keer daarvan hoor, ons het so 'n projek ook gehad by die radio waar ons matrieks wat behoeftig is gaan verras met die matriekafskeid van hulle drome. En gewoonlik as jy by die skool aankom, dan van hierdie skole, dan kan jy dadelik sien, okay, dis 'n behoeftige skool, jy weet. En ek onthou hierdie spesifieke dag gaan ons Parel toe. En ons reis deur die skool se hekke. En ek dink by myself, wat ons bid gewoonlik baie voordat ons die mense kies, nê? En dink ek, het ons nou verkeerd gehoor van die Here, want hierdie skool is baie mooi, nê? Hierdie skool lyk nie vir my daar's enige behoefte nie. Nou kom ons by die skoolhoof aan. Nou sê ons vir die skoolhoof wat die kind se naam is. Nou sê, ek hoop maar sy's hier vandag, want sy is omtrent nooit by die skool nie. Nou dink ek, hoe het ons so verkeerd gehoor? Ek was so oortuig, ons het nou al die pad hiertoe gery, ons is nou hier om te kom verras. So kom ons hoop nou maar vir die beste. Nou kom al die matrieks in, jy weet, ons maak 'n groot storie. Nou is ek so bang, wanneer ons die kind se naam aankondig, gaan hulle nou nie cheer nie, so ek het hulle nou mooi voor die tyd opgerally om te, kom ons oefen gou eers, jy weet, en daai soort van ding. Nou is almal opgewonde, ons gaan nou die kind se naam aankondig. Ek sal dit nooit vergeet nie. Toe ons die kind se naam aankondig, toe kom sy so aangestap en maar die trane loop sy oor haar wange. En ons, jy weet, die oomblik is nou baie groot en toe die kinders nou uit die saal het, sê sy, ek wil net gou vir jou ietsie sê, Tannie. Sy sê, dit gaan baie moeilik by die huis. Dit is baie die mekaar. Nee, sy sê, ek het geweet, daar's 'n manier dat ek hierdie matriekafskeid sal kan hê nie. So ek het maar in die aand het ek nou maar so my prentjie geteken met die rok en dan mag ek dink, ek sal maar vir God vra, maar ek weet nie eens of God vir my kan hoor nie. Want dit is net so die mekaar by die huis. En sy sê, dis kom ek baie keer nie eers skool toe kom nie, want ons het nie eers kos by die huis en daai soort van ding nie. Sy sê, en vandag het ek gesien dat God actually my gebede gehoor het. En ek wil net sê baie dankie. So God kom gee vir ons moed, wanneer ons moed nodig het. Hy gee vir ons rus, wanneer ons rus nodig het. En hy kom vertroos ons, hy kom vertroos ons harte. Hy kom vertroos hy genees die gebrokenis van hart, maak nie saak deur watter situasie jy gaan nie. Hy is die ene wat jy kom vertroos en hy is baie naby aan jou. Nou, ek wil graag hierdie storie met jou deel. Dis 'n eiendomsagent wat 'n eiendomswaardeerder, hy bly ook so buite kan die Parel. En die 30ste September 2023 het sy lewe ingrypend verander. Toe daar 'n baie groot trekker op hom geval het. En ek gaan vir jou my wonderlike klankspan daar agter. Rikus en Dewald. Vra hom gou hierdie video vir te wys. Ek dink partykeer is dit lekker as jy self hoor uit iemand se mond uit wat hulle beleef het. So hierdie is 'n bietjie net aan. Okay, hulle gereed. Hy sê staan sentraal in julle huisgesin. Ja. Was dit altyd so gewees of daar iets gebeur wat julle nader aan God getrek het? Nee, dit was nie altyd so nie. Ons het altyd geweet van die Here. Ons het kerk toe gegaan amper meer as 'n tickbox, sessie wil ek amper sê. Maar ons lewens was vir onsself. En my vrou het 'n miskraam gehad in 2017 dink ek, ja. En sy het 'n baie nadoodse ondervinding gehad in die hospitaal. Sy het begin uitbloei en heel wit geraak dat hulle moes haar ICU toe vat en klomp eenhede bloed gee. En daar het sy 'n ondervinding met die Here gehad in daai, ek gaan nie sê koma nie, ek weet nie wat noem mense dit, maar toe sy 'n bietjie uit was. Maar sy het baie stil gewil bly daaroor want sy het nie lekker geweet wat dit is nie. Toe het ons seentjie wat die ouer seentjie Dewald het so 'n bietjie snaakse gedrag begin toon en ons het nie lekker geweet wat aangaan nie. Toe vat sy hom na 'n spelterapeut toe in ons dorp, Juliet Ras en sy werk 'n bietjie met hom, maar sy vra toe vir Marley, kan ek vir jou bid ook? Maar Marley sê toe in hulle huis het sy dieselfde gevoel gekry as toe sy in die ICU was. So 'n vrede gevoel wat sy nie in ons huis gevoel het nie, maar daar was iets daar. Ja. Toe vra sy vir wat is dit? En sy sê kan ek bid vir jou? En toe bid sy vir Marley. En net daar het Marley haar hart vir die Here gegee en
daar het 'n journey begin in ons huis wat sy begin worship liedjies sing het en ek het nie geweet wat gaan aan met hierdie vrou van my nou nie, iets is nou snaaks. Ja. En sy het ook begin ek het nou tyd gehoor dis submit. Sy het hierdie ding begin wat sy net heeltyd alles onder my gebring het en gesê het, hoe voel jy daaroor? En ek het dit nie geken nie, maar in dit, ek het gedink jy gaan op iemand wil trample as hy so is met jou, maar in dit wou ek dit beskerm en ek wou dit oppas en dit was so half 'n onderste bo tipe liefde. En ek het toe my hart vir die Here gegee as gevolg van dit. En ons Verlede jaar, die 30ste September 2024, het julle lewens ingrypend verander. Vertel vir ons daarvan. So dit was 'n doodnormale lekker sonskyn Saterdag gewees. Ons het nog so om die plaas gery en ek het so 'n videoetjie geneem van my seentjie wat met so 'n snaakse hoed agter in die kar sit en ek sê dis 'n doodnormale dag, niks is uit plek uit nie. En toe neem ek nou vir hom uit en ek sit nog op my status. Min weet ek mense gaan die status sien terwyl ek in die hospitaal lê. Kom ek rewind dan. So wat gebeur het toe na ons nou die videoetjie gemaak het, hulle gesê hulle wil 'n fliek gaan kyk by die huis. Hulle sit almal 'n storie op. My vrou het so 'n bietjie gaan lê en ek besluit toe my trekker, dit was na hierdie klomp reën wat ons gehad het laas jaar. My trekker wat plat op sy pens in die modder vassit, gaan ek nou uitkry want 'n vriend van my het vir my gesê as jy pale om die trekker se daai groot wiele vasmaak langs die kante, dan klim hy uit die modder uit. Die pale gee so half ekstra greep. En ek het nie lekker kop gehou nie want 'n trekker draai hom sy eie as. So as 'n trekker se wiele vaskop, dan dop die trekker terug. En dis wat met my gebeur het. Hy het begin draai die wiele en die volgende oomblik toe skop die wiele vas en die hele trekker dop binne 'n sekond of 2 bo op my om. Agter my was 'n spatskraper gewees en hy druk my toe vas in die modder in want dit is diep in die modder en is hy sagte modder. Sure. En ek sak in en die groot wiel is nou bo my. Die een waarop jy sit is nou bo my. En die rook is aan my gesig en die wiel is besig om reg bo my kop te spin en ek weet ek gaan nou doodgaan. Ek bedoel ek is besig om in die modder in te sak. My kop is halfpad in die modder en die wiel is bo my. So ek het net gedink of die wiel gaan my gesig afkap of ek gaan verdrink in die modder. Maar daar's nie ek het geskree help, maar dis oor die vallei, niemand hoor ons hier. Dis ver van enigiets af. En daai oomblik kan voel 'n mens, dis die einde. Jy voel is die einde. Wat gaan deur in mense gedagtes? Daar gaan 'n klomp goed deur jou gedagtes. Die een ding wat deur my gedagtes gegaan het was ek gaan nie my kinders kan groet nie. Ek sou so graag net vir hulle wou baie sê. My vrou, sy bedoel ons het gaan lê, ek kon haar nie gaan haar nie weer sien nie. En die ander kant wat hulle gaan sien, waar hulle gaan afkom. Ek bedoel, gaan jy dood byvoorbeeld as jy trekker jou gesig afkap? Ek bedoel dit gaan vir 'n kind traumaties wees. En ja, net daai emosies wat jy gaan, jy dink jy stap al so lank 'n pad saam met die Here en nou voel jy baie alleen. Soos waar is hy nou? Ja. En hoe gaan dit gebeur? Hoe kan jy so dit gaan dis baie seer. Ek bedoel want die trekker lê nou bo op jou. My rug is dadelik mors dood gewees en my bene was geknoop om die gear lever. So ek trap met alles wat ek het teen die trekker se briekplate vas, dat hy nie my dieper indruk nie. So die trekker het so 'n bietjie begin toe skuins lê want jy moet die hele tyd as jy onder die gewig hou heeltyd bo op jou. Maar jy kan nie opgee nie, want dan gaan jy dood. So jy moet uithou met alles wat jy kan. Ja, en in 'n oomblik het jy begin jy het net ervaar jy moet die naam van Jesus uitskree. So iets in my het net vir my gesê die volgende gesig wat jy nou gaan sien is Jesus se gesig. Prys die Here daarvoor dat ek daai vrede in my hart gehad het dat as ek nou doodgaan ek gaan nou sy gesig sien en ek het 'n vrede in die chaos gehad. Maar iets het net vir my gesê skree die naam van Jesus en ek het begin skree uit oor die vallei. Nie net hard nie, nie soos wat jy dalk in worship net al waantjies sal opsit op ietsie. Ek het alles gegee. Ek het gegil, Jesus, ek het geskree oor die hele vallei 'n klomp keer, Jesus. En terwyl ek dit skree, het daar 'n rat begin agteruit weer draai. Iets het begin verander. Klomp dinge het begin verander, maar die een ding wat gebeur het is my seentjie wat besig was om fliek te kyk het vir my vrou gaan wakker maak en gesê hy wil nou nie meer TV kyk, hy wil by pappa by die trekker gaan speel. En toe sy uitkom toe hoor sy die laaste keer toe ek Jesus skree. Ek het my oë weer oopgemaak en ek sien toe net sy kom met die Fortuner om die draai gejaag en is rook en is sy die trekker kom afsit. En wat op die oomblik op daai stadium gebeur het, as jy die hele storie wil kyk, dis op ek sal dit bietjie gaan pin op stories van hoop op Facebook, is al so 'n groep stories van hoop. Maar wat gebeur het is sy vrou kom toe en sy ander 2 kinders het gesien die ma hardloop en jy weet vinnig en hulle hardloop toe van die huis af ook en hulle sit toe hulle hande so op hom en hulle begin bid vir hom. En hulle bel toe nou die hele buurtwag soos wat hulle dit nou noem, kom toe nou al die boere kom om te kom help en 'n verskriklike storie en dit vat ongelooflik lank om die
trekker toe van hom af te kry, want dit is 'n ongelooflike swaar trekker. En dan vat hom na die dokter toe en die dokter sê, hoor jy gaan baie frakture heel moontlik hê, want hierdie wat ek gewoonlik al gesien het in die verlede was noodlottig. Met ander woorde, mense nie oorleef nie. En hulle doen toe die scans. En daar is niks behalwe sy arm wat gebreek is nie. En soos wat hy daar gesê, dit was 'n jaar na die tyd, ek het nou in die begin verkeerd gesê, 2024, 2023 gewees wat dit gebeur het. En hy sê vir my, ons het baie lank gepraat, na die tyd, toe sê hy vir my, elke keer as hy sy getuienis gelewer het, want sy arm was nog seer gewees, dit was baie erg seer gewees. Hy sê elke keer as hy sy getuienis deel, dan beleef hy hoe sy arm net beter raak en sterker raak. Jy weet, dit is amper asof God raak sien dit wat hy doen. En hy is vandag 100% reg weer. En hy kan aangaan en hy kan die storie vertel. En ek het besef wat 'n krag daarin lê in die naam van Jesus Christus. Want Jesus hoor en hy veroor ook. So God is ons trooster, maar God is heilig ook en mag ons dit nooit vergeet nie. Ek dink dis ongelooflik belangrik en as 'n mens dink gou nou aan wat ek vanaand oor gepraat het. Johan Koornhof se storie wat gegaan oor die feit dat ons almal ernstig voor Jesus gaan staan. Ons almal gaan voor God gaan staan en daar gaan rekenskap gegee moet word van ons lewe. En die groot vraag is, hoe lyk jou lewe op hierdie stadium? Is jy gemaklik om so te gaan staan voor God? So ek wil hê jy moet net jou oë vir 'n oomblik toemaak. Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie. Hy het gesê dat as iemand hom aanneem en wedergebore word, dat ons kan verseker wees van ons saligheid. En ek hou nie daarvan om 'n plek te verlaat as ek nie ten minste een keer 'n geleentheid gegee het vir jou wat miskien dalk jy kom kerk toe, sing 'n paar liedjies, maar as jy moet eerlik wees, as jy vanaand by die huis kom en iemand vra vir jou, is jy 100% seker jy gaan hemel toe, dan kan jy nie 100% sê ja nie. As jy in so 'n situasie is, dan wil ek graag hê dat jy saam met my bid. Want ek wil hê jy moet hier so uitstap en jy moet 100% seker wees van jou saligheid. So Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus. En ek wil vir U dankie sê dat U bereid was om Jesus te gee wat vir ons sondes aan die kruis kom wegneem het. En Vader, ons kom staan voor U en ek vra saam met elkeen wat in hulle hart voel, hulle wil eintlik hulle hand opsteek en sê, Vader, wat van my? Ons kom staan voor U en ons vra dat U ons sal vergewe vir elke sonde wat ons wetend of onwetend in ons lewens het. En vanaand kies ons U, Jesus, ons kies U as ons absolute verlosser. So graag sekerheid in ons harte hê, dat ons die ewigheid saam met U kan beleef. En ek wil vir U vra asseblief om ons lewens te kom oorneem vir U. En dan bid ek ook, Vader, dat U vir ons sal vul met die Heilige Gees, op 'n nuwe manier, elke persoon, of jy nou seker is van jou saligheid of nie, ek bid dat U ons opnuut kom vul met die Heilige Gees. Vader, sodat ons die waarheid wat ons in U vind, die lig wat ons in U vind, die vertroosting wat ons in U vind, die krag wat ons in U vind, dat Vader, dat ons kan uitleef na die mense rondom ons, omdat die Gees binne in ons woon. En dit is wat ek vir elke persoon vanaand hierso bid. Dankie Vader dat U 'n God is wat 'n verhouding met ons elkeen begeer. En mag ons so leef, Vader, mag ons leef dat ons elke dag meer en meer van U beleef. Dankie vir U belofte wat sê as ons nader tot U, dat U tot ons nader. En ons loof en ons prys en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil graag hê dat ons met afsluit met hierdie lied. Jy kan, as jy die woorde ken, kan jy saam sing. As jy sommer net 'n oomblik wil hê, wat jy vir jouself het, dan sit ook reg, maar die lied is van, julle kan die lied gereed kry, Holy Forever, weet julle hom? Okay, so die lied is Holy Forever. En hoekom ek so baie van hierdie spesifieke lied hou, is, as jy kyk in Openbaring, dan sien jy dat ons gaan almal 'n ewigheid tegemoet, waar daar geen trane is nie, waar daar geen hartseer is nie, waar daar geen siekte is, en waar daar geen slegte verhoudings is, ook nie met jou skoonma nie, maak 'n grapie hier. Daar's geen slegte verhoudings nie, ons stap 'n ewigheid in, waar daar regtig 'n wonderlike atmosfeer heers, konstant. En een van die goed wat vir my uitstaan, is dat, ek is baie gehou van die lied wat julle gesing het, I exalt you, because that's what we're going to do. Vir die ewigheid en ewigheid gaan ons God groot maak vir wie hy is. As die almagtige God, die heilige God, en die een wat alles kan doen. En hierdie lied, Holy Forever, is al so baie keer opgeneem, ek is seker jy het dit al gehoor. As jy nog nie het nie, gaan na Apple Music toe, of na Spotify, kan jy dit kry, dit is regtig baie mooi lied. Maar die woorde is
is juis vir God se grootheid. Nou ons by Radio Tygerberg het die geleentheid gehad om vir Jane Johnson hulle van Bethel Music so 2 jaar gelede hier in die Kaap te hê. En dit was my ongelooflik eintlik om haar ervaring te hoor. Van wat hulle, ek weet nie, wat gaan julle speel? Gaan julle Jane Johnson se speel? Okay. Ja, die ding is wat sy gesê het, is toe hulle dit opgeneem het, God se teenwoordigheid was ongelooflik. Ek het nou vir hulle gevra om ek waardeer dit so baie, ek moes vir julle gesê, wonderlike 2 klankmanne daar agter. Maar daar's baie weergawe, maar hierdie spesifieke een het hulle opgeneem in 'n woud. Dis 'n plaas waarop sy groot geraak het. Dis verskriklik mooi. So ek hoop dit gaan jou bemoedig en ek hoop dat jy hier wegstap, wetende dat God ook van jou weet. So baie dankie daarvoor. Kom speel hom gou.